Ek is besig met 'n reeks oor keuses, die krag van ons keuses. En vandag wil ek spesifiek praat oor verantwoordelikheid vir ons keuses. Matteus 6 vers 13, as deel van die Onse Vader gebed, bid Jesus, bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Die wil van God werk altyd vir ons ten goeie mee. Daarom is dit so belangrik dat ons daarna sal soek en strewe om die wil van die Here in ons lewe te volbring. Natuurlik sal die duiwel, soos met Adam en Eva, sy bes probeer om ons van God se wil weg te neem. Dis waarom ons erns met gebed moet maak en ook die bose moet weerstaan. Jesus het ons dit immers uitdruklik in die Onse Vader gebed geleer. Dit is belangrik dat ons verantwoordelikheid vir ons eie keuses en besluite moet neem. Ons is nie willose wesens wat geen keuse kan uitoefen wanneer ons deur die duiwel versoek word nie. So dikwels kry jy dat mense nie die verantwoordelikheid vir hulle besluite en dade wil neem nie en bloot die duiwel die skuld gee. Dis die oudste en bekendste vorm van blaamverskuiwing. Eva het dit al in die tuin van Eden gedoen, daar in Genesis 3 vers 13. Satan mag direk of indirek agter ons verkeerde keuses sit, maar ek het steeds die reg en verantwoordelikheid om vir die versoekings van Satan nee te sê. Vele van die situasies en toestande, positief en negatief, waarin ek en jy ons vandag bevind of waarin ons verkeer, is die gevolg van ons keuses. Ons keuses veral het ons gebring waar ons vandag is. Vir ons verkeerde keuses kan ons God nie blameer nie. Jakobus 1 vers 13 en 14 sê duidelik, dat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. God vergewe ons sondes wanneer ons dit bely, maar in baie gevalle dra mens steeds die gevolge van jou keuses. 'n Mens maai wat jy saai. Die gevolge en vrugte van verkeerde keuses kan op jou en my en selfs ons nageslag nog steeds 'n effek hê. Here, gee my die moed en die eerlikheid om verantwoordelikheid te neem vir my eie besluite. Amen. Sterkte, ons gesels weer verder.